Goeiedag luisteraars, julle wat ingeskakel is, baie welkom. Dis weer vir my so groot voorreg net om saam met jou te kan gesels. En ja, die winter is hier. En ons almal voel hom, nee. Dit is nogal 'n uitdaging, want elke jaar dan groei 'n mens mos nou maar. En dan word dit so bietjie kouer, om dit nou so te stel, soos wat 'n mens groei. Maar voordat ek verder mee gesels, kom ons sluit eers die oë. Here, baie dankie dat U vanmôre hier by ons is. Heilige Gees, U is so welkom. Help dat die woord wat ons nou oor gaan gesels, dat U dit net vir ons sal oopbreek en dat U dit net vir ons sal oopmaak, dat ons sal verstaan wat U vir ons deur hierdie wonderlike woord wil sê. Seën nou hierdie tyd wat voorlê in die wonderlike naam van Koning Jesus. Amen. Amen. Geliefde, dalk volg jy nou die hele reeks saam met my, waar ons praat van 70x7 van Dr. Bruce Wilkinson, wel bekend met sy opleiding van superboek Bible School on Wheels nommer 1, waar hy praat oor 70x7. En ons het die eerste week het ons gedoen, waar Petrus met Jesus gepraat het, en waar hy gesê het in Matteus 18, wat hy gesê het, toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broer teen my sondig, en ek hom vergewe tot 7 maal toe? Kyk nou vir Petrus, hy wil dit graag beperk, né? En Jesus antwoord hom daar in vers 22, ek sê vir jou nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70x7 toe. Ja, en dit is, en hy vertel toe nou die verhaal van hierdie man wat geld geskuld het aan sy heer, en hoe hy gesmeek het by sy heer, en hoe sy heer dit toe nou om vergewe het, en hom inteendeel vrygespreek het van alles, het hom losgemaak. En totdat hy toe nou iemand kry wat hom maar net 'n bietjie skuld, en toe gryp hy hom aan die nek, en hy sê, ek gaan jou toesluit. En ander mense het dit gehoor, en hulle dit vir die man se heer gaan vertel, en toe roep die man hom in, toe sê hy, ek gaan jou ook nou toesluit, en jy sal gepynig word, as gevolg van jou onvergewensgesindheid. Jy's welkom, jy kan dit gaan lees daar so, en dan kan jy dit nou baie rustig sit en lees, daar in Matteus 18, jy's welkom om dit te gaan lees daar so, en dit was by sessie 1 gewees, en sessie 2 is dan nou, wat ons die 5 vereistes vir blywende vergifnis van gepraat het, is om jou hart, om jou hart voor te berei, om te vergewe, om medelee aan die persoon toe te pas, wat jy moet vergewe. Hy sit met moeilike omstandighede daar. Die 3de vereiste is, laat die persoon vry, wat in die diepte van jou hart vasgevang is. Jy het hom vasgevang, en jy kan hom loslaat, dat hy aangaan. Die 4de vereiste was om elke oortreding, elke aanstoot, elke fout, elke sonde wat jy ervaar, elke wond wat veroorsaak is, en Heilige Gees kom daar en hy wys jou, hy herinner jou, om dit te vergewe, en dit was ook 'n proses, kan jy onthou, ek het dit saam met jou deurgegaan, en dan ook, om dit goed te begin doen aan hierdie persoon, al het jy seer, doen goed, en daarom en nou vandag, is dit ook sessie 3, wat ek met jou nou wil gesels, en dit gaan oor, wat gebeur met jou, as jy nie ander mense vergewe nie? Wat gebeur? Waartoe gaan dit? Hoe loop dit? Jy weet, en ons onvergifnis, let wel, veroorsaak dat God ons ook nie kan vergewe nie. Geliefde, luister die woorde wat jy spreek, luister die gebed wat jy bid, elke woord tel. Ons is so geneig om altyd te hastig te wees, en ons wil altyd net jaag en klaakry en aangaan, plaas van om sensitief te wees vir elke woord wat jy spreek. Matteus 6 vers 9 tot 13 sê, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is,
Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook hier op aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Geliefde, dis 'n gebed. Ons is baie lief om hierdie gebed te bid, hier in Matteus 6 vers 9 tot 13 in die Afrikaanse 53 vertaling wat ek nou vir jou gelees het. En 'n woordjies wat daar uitstaan is, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. As ons nie vergewe nie, gaan hy ons ook nie vergewe nie. So jy maak jou basies vas met daai gebed. Nou sê ek, jy moet dit nie bid nie, maar jy moet reg wees as jy dit bid. Jy moet kyk daarna as jy bid. En daarom, geliefde, is dit so ontsettend belangrik dat jy moet sensitief wees vir wat jy bid. Daarom ook Matteus 6 vers 14 tot 15, hy gaan so 'n bietjie aan. Hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense nie hulle oortredinge vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Dis 'n geestelike wet. Die woord sê so. Johannes 6:63 wat sê, die vlees maak dood, die gees kom en hy maak lewendig. Maar die woorde wat ek spreek, sê Jesus, is gees en dit lewe. En dis woorde wat hy vir ons gegee het, en nou herhaal ons dit. Wat beteken dit? Dit wat ek nou vir jou gelees het. Onthou, God vergewe ons sonde slegs as ons die ander mense hulle skuld en hulle sonde vergewe. 'n tweede punt wat ek vir jou ook wil noem daar is, sondes wat nie vergewe is nie, is die wettige rede vir ons huidige pyniging waardeur ons gaan. Daar trap ons op tone hoor. Baie mense gaan dalk my verskil, maar dit staan in die woord so. Kom, ek gaan vir jou lees, en ek het dit al gelees, en ek gaan dit weer vir jou lees. Matteus 8:34-35 wat sê, 5:53 vertaling, en sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So, luister mooi, so sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte sy oortreding vergewe nie. En wanneer jy vergewe, en ek het dit al gekry, praat met mense, ja, ek het hom vergewe, hy is vry. Die binne is nog nie vry nie. Hy praat hier so, maar die binne is dit nog nie so nie. Want die slag is daarteen daai seer gestamp word, wat nog nie genees het nie, dan hardloop die mond oor van wat hier binne aangaan. As die seer nog nie gestamp word nie, dan kan ek lekker praat, ja. Maar as sodra die persoon in 'n moeilike situasie onder druk geplaas word, dan hardloop dit oor. Dan hardloop die onvergewensgesindheid wat hier binne is, want die onvergewensgesindheid bepaal die gemoedstoestand van die hart, hardloop dit oor by sy mond. Geliefde, onthou, dis die derde punt wat ek vir jou kan noem, pyniging kan jou fisies, geestelik, finansiëel, as ook emosioneel, kan dit jou affekteer. Die derde punt wat ek vir jou noem. Die vierde punt wat ek vir jou wil noem is, die pyniging verhoog of vermeerder intensief as gevolg van die verhoging in onvergifnis. Wat gebeur nou, Artis? Pyniging groei
hoe hoër die onvergifnis groei. Wow, dis interessant. So dit word net al hoe erger. 'n 5de punt wat ek vir jou kan uitwys is, die pyniging van onvergewensgesindheid stop nooit nie. Wanneer jy bid, goeie werke toepas, jou bediening uitleef of medisyne gebruik nie, dit stop net eenvoudig nie. Daarom die pyniging word net al hoe erger. Onvergifnis word net al hoe erger in hierdie tonnel van onvergewensgesindheid. En daarom jy kan maar praat van onvergifnis is soos 'n tonnel. En in hierdie tonnel, dit is nou maar die bederf enetjie wat nou op my skoot sit, so verskoon maar ek gaan aan. Hierdie onvergifnis is soos 'n tonnel en dit beweeg in die tonnel, maar hoe dieper dit in die tonnel ingaan, hierdie onvergifnis, hoe erger raak dit, hoe erger is die gevolge ook daarvan. Efesiërs 4 vers 29 tot 32 wat sê, laat daar dan nou geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Geliefde, dan kom die volgende versietjie. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is, tot die dag van verlossing. Onthou, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid, let wel. Maar wees vriendelik, vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God in Christus julle ook vergewe. Mens, jy kan dit maar gaan lees, Efesiërs 4:29 tot 32. Pas op wat uit jou mond uitkom, want dit sê wat in jou hart aangaan. Pas hom op, jou hart. Nou, ek wil begin met die verskillende vlakke wat in daai tonnel basies dan nou plaasvind. Vlak 1, onvergifnis. Dis waar die eerste keer die aanraking kom, waar die seer nou inkom, waar die wond veroorsaak word, is om slegte gevoelens te koester vir kwetsende houding en optrede teenoor jou. Jy kry hierdie slegte gevoel. Wat is die gevolg van die lewe van die persoon wat dan nou nie wil vergewe hier by vlak 1 nie? As gevolg van die seer wat jy by die aanvaller opgetel het, het jy besluit om nie die persoon te vergewe, of jy besluit om dit net te vergeet, aan te beweeg. En ek het al met baie mense daar gepraat, sê, ag ek vergeet dit, ek gaan maar net aan. Ek wil nou nie verder daar dink nie, maar intussen tyd loop daai persoon met 'n wond. En hierdie wond, en ek het dit in die vorige episode ook al gesels, veroorsaak is infeksie, of dit word 'n sweer. Kom ons kyk na die tweede vlak toe, en daar kan jy dophou, woede. Eerste vlak het ons gepraat van net onvergifnis. Tweede vlak is, dan kom woede by die persoon uit. Om misnoë, vyhandigheid en antagonisme te voel, om sterk negatiewe gevoelens te koester. Ek gaan jou wys. Ek hou nie van hierdie ou nie. Ek wil niks met hom te doen nie. Dis die tweede vlak. Wat is die gevolg in die lewe van die persoon wat dan nou nie wil vergewe nie? Wat gebeur? Soos die tyd aanbeweeg, dan gaan hierdie onvergewensgesindheid begin dit oorgaan na woede toe. Jy verloor selfs jou meer teenoor hulle of iemand anders wat jou aan die persoon herinner. En raak sensitief vir daai een, hoor. Wanneer jy 'n ander persoon sien en hy laat jou dink aan die persoon wat jou seer gemaak, dadelik is jy kwaad. Dadelik is jy meer. Dan vra jy jouself, wat is besig om my te gebeur? Maar intussen tyd is hierdie seer hier, hierdie woede is hierso. En nou moet jy jouself met moeite, moet jy jou begin self kalmeer. En wanneer hulle selfs naby is,
dan moet jy jou moeite, nie jou moeite nie, jou woede met moeite begin wegsteek, om dit so te stel. Daarom, geliefde, so belangrik, identifiseer, maak klaar, spreek vry, gaan aan. 'n derde vlak in daai tonnel van seer is bitterheid. Wat is bitterheid? Bitterheid is om 'n skerp, negatiewe emosie te hê, sinisme, om hardvochtig, gevoelloos en wantrouig te wees. Ek vertrou hom nie meer nie, ek wil niks met hom te doen hê nie, ek gee nie om nie. Wat is die gevolg in die lewe van hierdie persoon wat dan nou nie wil vergewe nie, as ek nie? Jy maak jou hart heeltemal teenoor hierdie ander persoon, maak jy jou hart toe. Jy raak maklik geïrriteerd. Jy's gefrustreerd en jy het jou vrede verloor. Jy kry nie vrede nie. Daar's seer in jou gemoed nie. Jy vertrou die persoon nie meer nie. En jy begin nors raak, jy raak teruggetrokke en jy begin hard word. En jy begin ondeurdringbare mure rondom jou begin jy opdryf. En dit is die derde vlak van onvergewensgesindheid, en die derde vlak noem ons dan bitterheid. Daar's 'n vierde vlak ook hoor. Die vierde vlak is om deur gesprek die ander persoon se reputasie af te breek. Ons noem dit laster. Laster op die vierde vlak. En skade aan sy karakter te doen deur te skinder en vals gerugte te versprei. Geliefde, wat kom by die mond uit? Laster jy? Breek jy af? God het ook daai persoon geskape vir 'n spesifieke doel en hy het 'n fout gemaak. Tree op en sê, dis 'n slegte persoon daai, dis 'n swak karakter, jy praat lelik van hom, jy wil niks met hom te doen hê nie, en jy versprei vals gerugte, vals leuns, jy praat goed wat nie waar is nie. Wat is die gevolg in die lewe van die persoon wat dan nou nie wil vergewe nie, op daai spesifieke vlak van laster? Ons praat van laster 4, die vierde vlak. Jy vang jouself neerhalend praat teenoor die persoon wat jou seer gemaak het. En jy voel as bly as hierdie persoon swaar kry. Jy voel verlig. Dis goed, hy verdien dit, sy verdien dit. Hulle verdien dit, dis hulle verdiende loon. En jy bou jouself met ander mense se swaar kry, bou jy jou gemoedstoestand op. Jy kan ook nie meer regtig die persoon oordeelkundig behartig nie, want jy kan die persoon nie meer vertrou nie. Jy wil hom nie meer vertrou nie. En so kom jy en jy waarsku ander mense om jou. Jy sê, pas op vir die persoon. Pas op, hierdie persoon maak dit en dit en dit en dit. En dan hoor jy 'n gerug en dan pas jy stertjies toe. En jy bou hulle by en jy plak hulle sommer so. Plak hierdie een, plak hierdie een, plak hierdie een. Plak hierdie en plak hierdie. Kyk wat maak ek, vat my tong en ek plak stertjies by. Dis die vierde vlak, laster, onvergewensgesindheid. Op watter vlak is jy, geliefde? Bedink mooi, Heilige Gees wys dalk nou vir jou, watter vlak is jy daar? En hierdie is iets persoonliks tussen jou en die Heilige Gees. Dis nie sommer net iets, as jy iemand vertrou, as jy dalk 'n pastoor het, of 'n gemeenteleier het, of 'n selleier het, wat jy kan vertrou, gaan gesels, sê jy wil vrede maak. As jy alleenig is, vra Heilige Gees, help my. 'n vyfde vlak is om 'n wrok te hê. Dit raak al hoe erger hoor. En jy sal nie glo nie, en ek het nie dit besef nie totdat ek hierdie kursus gedoen het, dat die verskillende vlakke raak dit net al hoe erger. Om 'n wrok te hê, die vyfde vlak. Dis om diep gewortelde, 'n kritiese houding teenoor die ander persoon te hê. Ek het altyd kritiek, ek sien nooit die mooi nie. En om herhaaldelike oortredings van hierdie verlede wat plaasgevind het,
Jy wil dit altyd, jy herinner dit te jou daan. Jy herinner sommer die ander mense ook daan. Weereens. Wat is die gevolg dan nou van hierdie 5de vlak waarop jy beweeg, as jy nie 'n persoon wil vergewe nie? Jy hou rekord van al die verkeerde goed wat die persoon gedoen en gesê het. Jy bou 'n hele samehorigheid om jou. Hoekom die persoon nie meer vertrou kan word nie? Jy bou dit, jy pak dit op almal uit. Jy koppel al die negatiewe optredes van hierdie persoon tot 'n ellelange lys. Alles in detail gaan jy, en jy weet presies wat gaan daaraan. En hierdie lys raak net al hoe langer, al hoe langer, al hoe langer. En jou verbitterdheid raak al hoe dieper. En daar is net mooi niks goeds omtrent hierdie persoon. Kan jy sien hoe herposisioneer jy jou elke keer? Geliefde, kom ons gaan na vlak 6 toe. Haat. Om intens of passievol te haat. 'n Uiters vyhandigheid teenoor die persoon te handhaaf, die persoon te verafskie en heeltemal kontak te vermy. Wat is die gevolg in die lewe van die persoon wat nie wil vergewe nie? Jy vrees om saam met hierdie mens gesien te word en dit ontstel jou. Jy voel nie lekker nie. Ek wil nie saam met jou gesien word nie. Jy wil niks met hierdie persoon te doen nie. Jy vermy hom en net die gedagte dat jy aan hom dink, jaag jou emosies op. Hy is nou jou vyand en jy haat hom. Ek sal hom veg. Hoeveel mense sit vandag in die kerk met dit? Ek haat jou. Ek sal jou veg. Baie mense sit aan hierdie kant van die kerk kwaad vir hierdie mens aan hierdie kant. As gevolg van haat. Nou moet jy weet hoe ver is dit. Nou moet jy weet wat doen die pynigers met jou. Geliefde, en dan wil ek met jou gesels op die laaste diep vlak in hierdie vergewensgesindheidspyp, waarin die verskillende vlakke al hoe dieper en dieper en dieper en erger gaan. Dit is om wraak te neem, die 7de vlak. Ek wil wraak neem. Ek gaan daai persoon skade aanrig. Dis nie meer nie praat nie. Ek wil dit doen. Ek wil straf oplê aan hierdie persoon. Asook ek wil myself vergeld teenoor hierdie persoon. Dis harde woorde. Kan ek amper vir jou sê, dit is harde denkwyses wat daar begin deurkom. En dis heeltyd 'n geveg. En baie van hierdie gevegte vind plaas in die aand as jy wakker word in jou bed. Dan het jy hierdie gevegte. Wat is die gevolg dan nou in die lewe van hierdie persoon wat dan nou nie wil vergewe nie? Wat is dit? Jou innerlike begeerte is om hierdie persoon, ek wil hom laat betaal vir dit wat hy aan my gedoen het. En dit bou net op, ek wil hom vergeld, ek wil hom terugbetaal, dit is nie net meer in my in my gedagtes nie, ek wil dit nou doen, ek wil dit demonstreer, want weet jy wat, jy kry die krag van binnekant af, om dit te wil begin doen, want jou kop dryf jou daartoe. Jy wens jy die mense slegte goed toe, jy spreek eintlik 'n vloek oor hom uit, in plaas van net om iets goeds te sê teenoor hierdie persoon, en om net te seën. Jy kan selfs probeer om hulle seer te maak. Ek het eendag met 'n man gepraat, toe sê, toe daai man sien langs die pad loop, toe ek so lus ry hom raak, ek is lus ry hom dood, toe hy oor die roubord loop. En ek skrik vir myself. Ek wens hy wil doodgaan. Ek sal enigiets doen net om hom dood te kon kry. Geliefde, vandag gebeur dit baie. Mense word doodgemaak as gevolg van onvergewensgesindheid. Daarom, en ek het besluit, ek wil nou vandag, wil ek dit met jou deel, en ek wil hê Heilige Gees moet net met jou begin oopbreek, en ons gaan volgende week kan ons weer verder gesels,
Maar voordat ek afsluit, onthou, vlak 1, onvergifnis. Jy kan nie vergewe nie. Vlak 2, dit loop oor na woede toe. 'n derde vlak waartoe dit gaan is verbitterdheid in my hart. 'n vierde vlak waartoe dit loop is laster wat kom by my mond uit. En dan die 5de vlak is 'n wrok. Voer 'n wrok teen hierdie persoon. 6de vlak is ek haat jou. En dan die 7de vlak is ek wil wraak neem. Geliefde, mag jy voor daai tyd al stop. Ek smeek jou in die naam van Jesus. Ek gaan eers vir jou groet, maar kom ons sluit af. Here, baie dankie dat ons saam kon deel. Dankie vir hierdie openbaring wat U vir ons gegee het, die 7 vlakke, hoe 'n mens dieper en dieper vasgevang word in onvergifnis. En ek vra Heilige Gees, U ken die mense wat nou geluister het, en ek bid dat U hulle sal aanraak in die naam van Jesus. Hemelse Vader, dat U hulle net daai openbaring sal gee, en dat hulle sal besef hulle moet regmaak. Geliefde, ek smeek jou. Luister na die stem van die lewende God, in Jesus se naam. Amen. Dankie Here. Dankie geliefde, dat ons net hier saam kon kuier, en saam woord kon lees, net die openbaring kon deurkry. En mag jy 'n geseënde week hê, en mag jy oorwinning kry in hierdie hele reeks waarmee ons besig is, sodat jy 'n suksesvolle kind van die lewende God kan wees, vry van onvergewensgesondheid. Seën vir jou. Tot volgende week hoor. Laat dit met jou goed gaan.